Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dat dit gaan met jou goed. Hier naby ons winkel, hier in die middedorp van Klerksdorp, staan 'n ou gebou op die oomblik leeg. Dit is eintlik net 'n frustrasie en dit lok nogal mense wat ons nie naby ons besighede wil hê nie. Want die mense het al gekom en hierdie vensters van hierdie gebou uitgebreek, stukkend gebreek en dan deur die vensters inbeweeg en hulle is besig om hierdie leë gebou te stroop. Te stroop van sy kragdrade, van sy waterpype, van alles wat waardevol is. En hierdie gebou is besig om gevalle te raak. 'n Eens mooi netjiese suursteengebou is besig om 'n suuroog in ons straat te word. En toe het die eienaar van hierdie gebou gekom, so 'n paar dae terug, en hy het al die vensters voor in hierdie kant van hierdie gebou toegebou met bakstene. Ja, dit lyk nie mooi nie, maar dit keer ten minste dat mense kan ingaan en hierdie gebou verder kan plunder. Tjoe, en ek leer iets. Ek en jy moet sorg dat die mure om ons lewens reg staan, gebou word, sodat die duiwel nie in ons lewens kan inkom en kan kom krap nie. Nehemia 4 vers 9 sê, ons het tot nou toe God gebid en 'n wag teen hulle opgestel, dag en nag. Hy praat daarvan dat hy 'n wag aangestel het. 'n Wag om die mure op te pas. En hy dag en nag gebid dat God hierdie mure sal bewaar. Nehemia 4 vers 17 sê, en hulle het met een hand gebou en met 'n ander hand die wapen vasgehou. Dit praat van dat die mure moet opkom, maar dan moet ook gebid word. Die mure moet gebou word, maar ons moet ook bid dat God die muur sal bewaar, die stad sal bewaar. Kan ek jou vanmôre vra, hoe lyk die mure om jou lewe? Is die mure reg? Of is jy besig om 'n gaatjie oop te los sodat die duiwel kan inkom en by jou kan steel, slag en verwoes? Jy sien, sondes, ongeregtigheid, daardie verkeerde denke, die dinge wat ons in die geheim doen, is besig om gaatjies in ons mure te maak wat maak dat die duiwel kan inkom. Nee, bou jou mure. Hoe bou ek my muur? Jy bou jou muur met jou gebed, met jou verhouding met die Here, die waardes en die keuses wat jy elke dag sal doen. Efesiërs 4:27 sê tog mooi, sê gee die duiwel geen plek nie. Gee die duiwel geen vatkans nie. Maak nie saak wat jy vandag doen nie. Bid en waak soos Nehemia gedoen het. Bou die muur. Sorg dat jou mure reg is. Bely jou sondes sodat daar geen gaping vir die duiwel is om in te kom en ook by jou te steel, soos wat die vyand besig is om in hierdie gebou in die middedorp te steel nie. Moenie die duiwel 'n kans gee nie. Hy gaan jou lewe vernietig. Here, dankie vir 'n waarskuwing vanmôre dat ons moet ons mure bou. Ons moet sorg dat ons mure gesond is en reg is en dat daar geen vatkans is vir die duiwel nie. Here, dankie vir die bewuswording dat ons kan nie sonder Jesus nie. Here, ons bid vanmôre, bewaar ons, trek 'n bloedlyn rondom ons, sodat ons veilig in die teenwoordigheid van Jesus kan wees.